Hartlike goeiemôre, dit is petroldag, nee, maak seker, jy kry jou petrol, my boetie en sissie, ons is nie mekaar te rond te stoot en te abba nie, nêrens staan dit op God se woord nie, staan ons is hier om mekaar te lei, deur die gees van die Here en sy woord en sy getuienis. So maak seker, jy is ingeskakel by 'n selmeeting, by 'n biduur, gaan kry jou petrol, dat dit jou kan deurdra vir die res van die week, halleluja. My naam, Dani Gerber, nee, en my weer eer en voorreg om saam jou te kan kuier, en nog vandag gaan ons bietjie praat oor 'n Jesus verraaier. Ja, en Judas kon dit nogal baie goed reg gekry het. Ons gaan kyk daar in Matteus 26 vers 14. Hy sê, en toe gaan een van die 12 met die naam van Judas Iskariot na die owerpriesters en sê, wat wil u my gee en ek sal hom aan u oorlewer? En hulle het vir hom 30 silwerstukke afgeweeg en van toe af het hy 'n goeie geleentheid gesoek om hom oor te lewer. So Judas het hierso geld gesoek. Hy was geldgierig, hy het gewerk met die finansies van die disippels, maar hy het gekyk waar kan hy net vir homself bietjie nog meer kry, en hy het Jesus verraai vir 30 stukke silwer. Nou as hy nou 'n bietjie gaan kyk, wat is die waarde van 30 stukke silwer? Nou daar's baie maniere om te gaan kyk, en wat ek kon toe hier gesien het in 2011, het een ou hier uitgewerk, die 30 stukke silwer was R2830 werd. That's it. So dit was wat hy gekry het, maar in die Bybelse tyd was R2830 baie geld gewees. Vandag is dit nou regtig nou nie baie geld nie, maar weet jy wat? Van ons, ek sê nie almal nie, maar daar's mense van ons in vandag se dae wat Jesus ook so verraai. Vir minder as R2000, vir minder as R1000, wat net Jesus verraai. En hulle verraai Jesus so daagliks, dat hulle dit nie eens agterkom nie. En wat hartseer is, die kinders van die Here, wat sê hulle is kinders van die Here, wat Sondag kerk in en Sondag kerk uitsit, en die Bybel lees, en so nou en dan 'n geskiedgebed opsit, verraai die Here ook. En dan vra ons maar hoe kon 'n Judas Jesus verraai het? Hy was in die teenwoordigheid van die Here, hy het saam met Jesus gewandel, hoe kon hy Jesus verraai? Is ek en jy beter vandag? Hoeveel van ons verraai Jesus nie vandag nie? En dan kan ons vra maar hoe verraai ek die Here? Deur hom uit te skakel. Ons gebruik die Here nie meer in die skole nie. Van ons as ouers laat dit toe. Die skole mag nie meer die Bybel gebruik in die skole nie. En ek lees so 'n opskrifie, 'n advertensie wat uitgaan. Hy sê hierso, sadly you can read the Bible in prison, but not in school. Perhaps if they read it in school, they wouldn't be in prison. Is dit nie maar ook nie? As ons net die Here weer kan terugsit in die skole, om ons kinders weer op te voed met dissipline en die woord van God, dan sal ons kinders nie washouts word en in die tronke opeindig nie. Kom ons kyk maar so 'n bietjie na ons jeug vandag. Ons kyk so 'n bietjie na ons tieners en hoe hulle, ek wil regtig sê net, hulle val uit die bus uit. Ouers het regtig waar slap geraak. Skole, absoluut, want jy mag nie meer die kind tugtig nie. Jy mag nie die kinders leer van die Here nie. En dis hoekom ons sit waar ons sit. En nou vra ons, waar het ek die Here verraai? Ek hoef niks verder te sê daaroor nie. En die volgende ene is in ons films wat ons kyk, nie? Is 'n fliek aand vanaand, ons gaan vanaand net bietjie popcorn spring en ons gaan bietjie 'n fliek kyk in dit. En hulle gebruik die Here se naam uitelik. Wat doen ons? Dan gaan ons aan met die movie. Plaas jy net daai fliek afsit. Kyk iets anderste. In die oomblik is hulle die naam van die Here uitelik gebruik en jy aanvaar dit en jy sê, wel, as ek wat dit gesê het nie, dan keer jy dit goed. So daar's dit daar ook. En dan die ander ene is, dis nie nou die tyd en die plek nie. Ons kan Sondag praat oor die Here. Sondag kan ons weer die Here vereer goed. Maar Maandag tot Saterdag, come on man, have a break. Moenie 'n Bible junkie wees nie. Jy weet, daar's 'n tyd en 'n plek vir alles. Doen ons dit nie? Hoor wat sê God se woord vir ons in Matteus 10, vers 33. Maar elkeen wat my verloon voor die mense, hom sal ek verloon voor my Vader wat in die hemele is. My boetie en sussie, is tyd dat ek en jy opstaan
vir Jesus Christus. Hy het opgestaan vir ons. En dis wat ons vier hierdie naweek, hierdie komende naweek, dis wat ons vier. Dis die opstanding van Jesus Christus. Amen. Kom ons bid saam. Halleluja, Abba Vader, Here, baie, baie dankie, Here, vir u woord. Here, jammer dat ons u so verloon. Here, jammer dat ons u uitgegooi het uit ons skole uit. Party van ons gooi ons u ook uit die kerk uit. Want daar's nie nou tyd vir Jesus in die kerk nie. Want dit is nou eers dit, en wat belangriker is geld. Here, vergewe ons waar ons u verraai het, soos 'n Judas. Here, laat ons nie 'n Judas sal wees nie. Lei ons, is my gebed in Jesus naam. Amen en amen. My liewe broer en sussie in Christus, gaan uit vandag, verkondig die evangelie en moenie Jesus verraai nie. Julle moet 'n geseënde dag hê. God bless.